Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die ou Tenikwa berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxodeo Tuinroete. Vriende, baie welkom by Doxodeo Tuinroete se aanlyn boodskap vandag. As ons nog ontmoet het, ek is Gerard. Dit is vir my 'n groot voorreg om saam met jou te kuier en voordat ons verder gesels uit die Bybel uit, kom ons bid eers saam. Hemelse Vader, dankie dat ons so kan tyd eenkant sit. Dankie vir u werk, die werk van u Gees. En dankie dat ons in u kan glo. Net soos wat ons in Jesus glo, wat ons sy lewe vir ons gegee het, vir sondevergifnis, vir regverdiging. Dankie dat ons ook so kan glo, dat u deur u Gees in ons woon en in ons werk. En dat u van ons medewerkers maak. Vennote. Ons bid dat u deur u Gees hierdie tyd sal gebruik en ons sal seën terwyl ons saam gesels en saam dink uit die woord uit. Amen. Dit is week 3 in ons preekreeks wanneer liefde werk. Dit is wonderlik wanneer dinge werk. Werk soos wat dit behoort te werk. Wanneer iemand iets ontwerp, dit skep en dit werk. Is dit wonderlik vir die ontwerper, die skepper en wonderlik vir die mense wat voordeel trek. Wonderlik wanneer dinge werk soos wat dit moet werk. Ek onthou baie jare terug, as kind was daar 'n program, 'n reeks althans, 'n A-team. Hulle het later 'n fliek ook van dit gemaak. En die leier van die span, Hannibal, het altyd gesê, I love it when a plan comes together. Wanneer dinge werk. Nou wanneer liefde werk, die gesprek oor daai tema gaan oor God se liefde. God se liefde vir sy hele skepping. God wat 'n plan het vir sy hele skepping. Hy is die ontwerper en die skepper en dan sit hy hierdie plan in werking. En hierdie plan word vervul deurdat God sy liefde aan ons bewys. Dis waaroor ons in week 1 gesels het. God bewys sy liefde aan ons deurdat Jesus sy lewe vir ons gee terwyl ons nog sondaars was. Die bewys van God se liefde in die liefde van Christus. Maar God se liefde is nie net iets wat hy aan ons bewys nie. Dit is iets wat hy nou saam met ons bewys aan die wêreld. Ons word samewerkers, medewerkers deur die Heilige Gees. Wanneer liefde werk, is nie net God se liefde wat vir ons werk nie, vir ons vergifnis, vir ons regverdiging. Dis ook God se liefde wat nou in ons werk en saam met ons werk deur die Heilige Gees. Ons kuier ons nou hierdie jaar baie uit die 2 Korintiërsbriewe uit en ons herinner mekaar kort aan die laaste woorde wat Paulus neergeskryf het in die tweede brief. 2 Korintiërs 13 vers 13, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God. Kom ons pause daar. Wat is die verband tussen hierdie twee begrippe, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God? Hoe sou ons ooit anders weet dat die enigste ware God, die skepper van alles, dat daai God liefde is? Ons weet dit deurdat God self mens geword het. Die genade van ons Here Jesus Christus bewys die liefde van God. En daai liefde, so gaan die sinnetjie aan, is nou die gemeenskap van die Heilige Gees. Gemeenskap, koinonia, letterlik participation en partnership. Die Heilige Gees maak God se liefde vir ons nou ook God se liefde wat saam met ons werk vir mekaar
en vir die wêreld. En vriende, dis waaroor ons in week 1 en 2 gesels het, om ons versekering te gee. Versekering aan die een kant van God se liefde vir ons, maar ook versekering van die Heilige Gees, wat nou in ons woon en saam met ons werk, wanneer liefde werk. Hoekom is versekering nodig? Want dit is deur geloof. Dis nie deur ons emosies nie. Dis nie deur ons kyk na ons omstandighede en ons baseer dit wat ons oortuigings op dit hoe ons lewens lyk nie. Nee, ons werk saam met die Heilige Gees deur geloof. En verlede week het ons op een aspek van ons samewerking met die Heilige Gees gefokus en vandag gaan ons gesels oor gawes as 'n manier wat ons saam met die Gees en Gees saam en deur ons werk. Maar ek dink verlede week se gesprek is so belangrik, want dit is ook die konteks waarbinne ons moet praat, as ons praat oor gawes. Ons het verlede week gehoor, 2 Korintiërs 3 vers 17, die Here is die Gees. En ons onthou nou die storie, kom ons herinner mekaar weer, die storie wat Paulus in sy agterkop het as hy hierdie hoofstuk skryf, is die storie van Moses en die heerlikheid van die Here en die berg en die tabernakel later waarin die heerlikheid van die Here ingetrek het en Moses wat in die heerlikheid van die Here ingegaan het. Daar die Here wie se heerlikheid in die tabernakel ingetrek het. Die Here is nou die Gees. God woon nou deur sy Gees in ons. Ons is nou sy huis, sy woonplek. Hoe het Jesus vir sy disippels gesê, toe hy met hulle praat oor die Heilige Gees, Johannes 14. Onthou jy, toe hy met hulle praat oor die Heilige Gees, wat in hulle gaan woon, en oor hulle as sy disippels, toe sê hy op 'n stadium, hy sê ons, verwysend na homself en die Vader. Ons sal na hom toe kom, sy disipel, en by hom woning maak. Deur die Heilige Gees woon die Vader en die Seun nou in ons. Ons is sy huis. En hoe lyk dinge hier in die huis van die Here? Die Here is die Gees. En waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. 'n paar verse voor dit, vrymoedigheid. En dis waaroor ons verlede week gesels het. Moses het, as hy in die Here se teenwoordigheid ingaan, 'n sluier afgehaal. En dan wanneer hy na mense toe kom, het hy 'n sluier oor sy gesig getrek. Paulus sê, by ons nou, ons wat deur die Gees bewoon word, ons vir wie God nou gesê het, julle sondes is vergewe, vir wie God regverdig verklaar het, met ander woorde, ons menswees het 'n statusverandering ondergaan. Ons was in Adam was ons sondaars, nou is ons in Christus geregverdig. In ons woon die Heilige Gees, en hoe lyk dinge in God se huis? Daar's vrymoedigheid. Tell it like it is. Teenoor God, soos Moses, sluier af. Maar die punt wat hy hier maak, teenoor mekaar. Nie meer sluiers nie. Ons is vergewe, ons is regverdig verklaar deur God, en daarom kan ons die sluiers afhaal, en ons kan mekaar in die oë kyk, and we can tell it like it is. Vir die Here en vir mekaar. Vryheid, vrymoedigheid. En hier, in hierdie openhartige verhoudinge tussen gelowiges, werk die Gees iets wonderlik. En ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Paulus sê 'n klomp goed gelyk, maar die bottom line van dit, waaroor ons laasweek gesels het, en die konteks waarbinne ons oor gawes moet praat, die bottom line is, hoe werk ons saam met die Heilige Gees? Ons werk saam met die Heilige Gees om openhartige verhoudinge tussen gelowiges te skep.
Plekke te skep waar mense veilig genoeg voel om nie meer sluiers te dra nie. En in daai openhartige verhoudinge, daar werk die Heilige Gees op so 'n manier dat ons verander word van heerlikheid tot heerlikheid. Dat ons al hoe meer die uitbeelding van Christus word in hierdie wêreld. Onthou jy in die wêreld van daai tyd, ons het hieroor gesels in Korinte, oral oor die Romeinse ryk was daar standbeelde van die keiser, sodat die mense kan onthou, o ja, ons is in die Romeinse ryk, dit is die kultuur, dis hoe ons dinge doen, want die keiser is die koning van al die konings. Nou is Jesus koning van alles. En ons word verander van heerlikheid tot heerlikheid, sodat ons Christus kan uitbeeld, sodat die wêreld kan weet, Jesus is koning. Vriende, hierdie is verskriklik belangrik. As ons praat oor liefde, kan dit so maklik iets wees. Wanneer liefde werk, ek kom by die gemeente of ek is by 'n klein groep of by die feesdiens en ek hoor die boodskap van liefde en dan is liefde iets wat ek gaan probeer doen. Ek gaan probeer om meer liefdevol te wees. Om Christus uit te beeld. Wanneer die liefde van God ook in die wêreld werk, om Christus uit te beeld, is 'n transformasieproses. Baie keer wil mense die proses skiep. Ons wil die boodskap hoor en dan wil ons dit gaan doen. Maar daar's 'n woord. Daar's 'n transformasieproses waar ons verander word. En baie keer is dit makliker. As iemand net vir my sê, wat moet ek doen? En dan gaan doen ek dit. Ek probeer dit en as ek dit nie reg kry nie, wel, dan vra ek net vergifnis. Dis mos waarvoor vergifnis daar is. Maar die uitnodiging van hierdie gedeelte is om saam met die Heilige Gees te werk, sodat 'n omgewings is waar gelowiges in openhartige, diep koneksies met ander gelowiges in verbintenis kan staan en kan lewe. En daar word ons verander. Hou op probeer, word getransformeer. En hoe werk ek en jy saam met die Gees vir dit, wanneer liefde werk en ons transformeer, sodat ons al hoe meer Christus kan uitbeeld. Hoe werk ons saam met die Heilige Gees? Ons werk aan diep verbintenisse en koneksies met ander gelowiges. En dis in hierdie konteks wat ons moet praat oor die Heilige Gees. Vriende, oor die gawes. As ons die gawes losmaak van die transformasieproses waarmee die Heilige Gees besig is, dan word gawes iets wat dit nie bedoel was om te wees nie. En dit lyk vir my asof dit is wat in Korintiërs gemeente gebeur is. Dis hoekom Paulus 1 Korintiërs 12 tot 14 skryf met die liefde in die middel, 1 Korintiërs 13. Want iets het fout gegaan in hoe die gemeente dink oor gawes. En dit het gemaak dat hulle die punt mis. Nou jy kan nou maar gaan kyk, ons gaan vandag kyk na 1 Korintiërs 12 verse uit 1 Korintiërs 12 en 14, maar jy kan maar gaan kyk na die ander plekke waar Paulus oor die gawes skryf, Romeine 12, Efesiërs 4, net so by the way, 3 lysies, nie een van die lysies stem oor een nie, wat vir my sê daar is nie 'n lysie nie. Daar's nie 'n uitgewerkte lysie van hier is al die gawes nie. Nee, daar is baie meer maniere wat die Heilige Gees my en jou kan en wil gebruik. Maar in al 3 daai skrifgedeeltes is die konteks van gawes die opbou van die gemeente, die opbou van die liggaam. 1 Korintiërs 14 vers 12. Aangesien julle beywer vir die gawes van die Gees, streef daarna om uit te munt met die oog op die opbou van die gemeente.
Hierdie gemeente het hulle beywer vir gawes van die Gees. Eintlik is daar een woordjie wat daar staan, en dis 'n woordjie wat eintlik beteken geestelike dinge. Hierdie gemeente het hulle beywer vir geestelike dinge, geestelike werkinge. En dit lyk of hulle self sekere gawes gebruik het om hulle geestelike gewig te meet, as ek dit so kan sê. Die geestelike volwassenheid het hulle gemeet aan watter gawes het jy? Is dit nou taal, is dit die belangrike, is dit profesie? Nee, is genesing, wat ook al. Hulle het die punt gemis, want die fokus is nie die gawes nie. Paulus sê, streef om uit te munt, to excel, om uit te munt in die opbou van die gemeente. Die opbou. So hoe werk ons saam met die Heilige Gees wanneer liefde werk? Ons skep omgewings. Hoe doen ek dit? Hoe, en ons gaan in ons volgende paar weke hieroor gesels, hoe doen ek dit in verhoudinge? Om 'n omgewing te skep waar sluiers maar kan afwees, sodat die Gees transformasie kan werk. Maar dis in daardie omgewings wat die Gees my wil gebruik deur gawes om mense en die gemeente op te bou. Die fokus is nie die gawes nie, die fokus is die opbou van die gemeente. Vriende, as ons gawes uit daai konteks uitvat, as dit begin gaan oor gawes, dan begin party mense minderwaardig voel en ander mense, soos Paulus sê, raak paftap. Hulle raak opgeblaas, hulle begin te veel dink van hulle self, en dan kry jy verdeeldheid en jy kry allerhande dinge wat ons hier in die Korintiërs gemeente van lees. Gawes se properse konteks is mense wat streef, wat hulle self beywer om die gemeente op te bou. Ons een dosent het altyd dit so vergelyk. Dink aan die bouproses van 'n gebou. Dan is gawes soos die scaffolding. Dit is baie belangrik. Jy gaan nie sonder dit kan bou nie. Maar dis nie die fokus nie. Die fokus is die gebou. En ek dink dit is 'n belangrike kopskuif wat baie mense moet maak, en dit gaan my en jou help om jy saam met die Heilige Gees te werk, as die fokus die opbou van die gemeente is. En jy kan maar gaan kyk in 1 Korintiërs 12, waarna ons nou gaan kyk, en in Efesiërs 4 en in Romeine 12. Elke keer as Paulus oor die gawes praat hy oor die liggaam. Dis natuurlik een van die beelde wat hy in Korintiërs gebruik, in Korintiërs 3, is die gebou wat gebou word, maar die beeld wat hy die meeste gebruik is, ons is die liggaam van Christus. En dit lyk vir my, dit wat juis nie moet gebeur nie, dat mense, party mense minderwaardig voel, ander mense puffed up raak. Dis wat in Korintiërs gebeur het, wanneer dit kom by die gawes. Hoekom? Want die fokus was nie wanneer liefde werk, is dit om die gemeente op te bou. En daarvoor gebruik liefde die Heilige Gees. Gawes. Hier is hoe Paulus skryf. Hy sê, want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. Is vir my interessant en eintlik half hartseer dat meeste vertalings die uitlos. So is dit ook met die Christus. Dis eintlik wat daar staan. So also is the Christ. En kan ek net gou so as 'n kantopmerking dit sê? Vriende, dit het my verskriklik baie gehelp. In my gawes, om saam met die Heilige Gees te werk, in verstaan van hoe ek die roeping uit heb, en alles het dit my so gehelp, toe my fokus weggeskuif het van myself af, na die Christus, toe ek ontdek dat Jesus is die gesalfde koning. Dit gaan oor sy koningskap, dit gaan oor God se koninkryk. Die fokus is nie my nie, die fokus is hom, en vir sy koninkryk het hy nou 'n beeld, 'n liggaam. Toe die fokus skuif van my af na hom toe,
en na sy liggaam toe, dan is dit asof dit net, ek wil nou sommer net so sê, dit is makliker om te glo dat die Heilige Gees my wil gebruik. Want dit gaan nie om my nie, dit gaan om hom en sy liggaam en sy roeping, die koninkryk soos in die hemel, so op die aarde. En dit lyk vir my, wanneer die fokus van Christus af wegskuif na mense en hulle gawes toe, soos in Korintiërs, dan raak mense of puffed up, of hulle raak papflat. Minderwaardig. Dit lyk of dit gebeur het, dis wat Paulus verder skryf. Inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie die hand is nie, ag, almal trap altyd op my, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. En as die oor sou sê, omdat ek nie die oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie, behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. Hoor jy die minderwaardigheid? Omdat ek nie so is nie, is ek seker nie deel nie. Omdat ek nie daai gawes het nie, seker nie ek nie. Wat sê Paulus? Kan 'n voet, deur te sê ek is nie die hand nie aan die liggaam behoort nie? Nee! Wie bepaal my deel wees en deelneem aan die liggaam? As die ganse liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As alles gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle in die liggaam geplaas, volgens sy besluit. Net soos wat God in jou lyf, in my lyf, elke deeltjie presies op die regte plek met hulle funksies gestel het. Wel, party van ons, al die dele is nou nie heeltemal so perfek nie, maar die punt bly dieselfde. Net soos God ons liggaam aan mekaar gesit het, sodat ons regtig elke deeltjie nodig het in die liggaam. Net so het God mense saamgevoeg in die liggaam van Christus. Daar's nie plek vir minderwaardigheid nie, en daar's nie plek vir puffed up wees nie. Dis wat hy verder sê. As alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Of die kop weer vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Ons is tog, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die oënskynlike swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik. Ek kan nie met 'n manier van dink funksioneer wat sê ek het nie ander gelowiges nodig nie. Ons het in ons disipelskapopleiding het ons al hieroor gesels, die Navy SEALs wat ontsettende streng opleiding ondergaan. Seker van die ergste in die wêreld. Dit was een van die dinge wat hulle ingedrul word. Strength is not independence. It is interdependence. Ek kan nie funksioneer, ek kan nie saam met die Gees werk wanneer liefde werk. En gawes word iets wat dit glad nie bedoel was om te wees nie. Dit werk nie wanneer liefde werk. As ek lewe met 'n mindset van ek is te minderwaardig, hoe kan die Here my gebruik? Of as ek lewe met 'n mindset van ek is tog nie nodig nie. Of ek het nie ander nodig nie. Ons is juis in 'n verbintenis deur God geplaas. Dis wat Paulus hierso sê. 'n Verbintenis in 'n liggaam waar een nie meer belangrik is as die ander een nie. Inteendeel, waar die swakstes die belangrikstes is. Dis wat Paulus hier sê. En in die wêreld van daai tyd was dit 'n les wat ouens mee gesukkel het in die Korintiërs gemeente, en ek dink ons sukkel vandag nog. In ons individualistiese wêreld waar ons mense groot maak om onafhanklik te wees.
sukkel ons om hierdie nuwe manier van mens wees, waar die Gees ons in wil transformeer om dit te lewe. Want ons kan nie sonder ander gelowiges nie. Interafhanklikheid is waar ons krag lê. In daai wêreld was daar die somebodies en die nobodies, die baase en die slawe, die Grieke en die Jode, die mans en die vrouens. En nou wat doen God? Nou sê hy, ek vat 'n paar van daai en 'n paar van daai. En ek maak hulle een liggaam. Dis wat Paulus in die gedeelte skryf. Ons is tog almal die een gees in een liggaam ingedoop, Jode of Grieke, slawe of vrymense. Julle is die liggaam van Christus en elkeen individueel 'n ledemaat. Ons is verbind aan mekaar en gawes se doel is om mekaar op te bou. Dis die doel. Dis die ingesteldheid. Die fokus is nie my nie. Hoe die een oom vanoggend gesê, daar's nie 'n eie ekkigheid hier nie. Daar's nie plek vir dit nie. Nie minderwaardig nie, ook nie paftap nie. Die fokus is Christus, die liggaam van die Christus. Dis die gesalfde koning. Hy's koning van alles. Sy koninkryk word nou gevestig, sy kultuur word nou deur ons verteenwoordig. Nou wil die Gees ons transformeer, ons groei, en gawes is een van die maniere wat ons saam met die Heilige Gees werk om mekaar op te bou. En vandag wil ek net 2 dinge uitlig oor gawes en ons gaan later in die jaar meer in detail praat oor hoe ontdek ek en jy hoe die Heilige Gees ons wil gebruik. Maar hierdie twee dinge wat Paulus elke keer skryf en die ander Nuwe Testament skrywers as hulle skryf oor gawes, hierdie 2 dinge dink ek kan my en jou al klaar baie help. Die eerste ding is elke keer wanneer gepraat word oor gawes, word dit genoem genadegawes. Daar's 'n verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Genadegawes. Ek het altyd die klem gesit op my wat die gawes ontvang. Dis genade. Dis genade dat die Heilige Gees vir my sekere dinge gee wat hy wil gebruik. En dit is so, ek dink dis een deel, ek sou sê die kleiner deel van die waarheid. Die groter deel kom in fokus as ons regtig fokus op Christus, die tipe koning wat hy is, en sy liggaam, en die Heilige Gees wat ons nou wil gebruik, my en jou, met genadegawes om die liggaam op te bou. As dit die fokus is, klink dit vir my of die gawes wat die Here vir my gee, eintlik kanale is van sy genade vir sy mense. Fokus is nie myne. Fokus is nie die gawes nie. Die fokus is die genade van God wat sy mense wil bedien en wil opbou. Vriende, dink gou so 'n bietjie aan dit. Dink gou 'n bietjie saam met my. Is dit nie presies hoe God is nie? Hy gee om. Is dit nie presies hoe Jesus, God se koninkryk, na hierdie wêreld toe gebring het nie? Hoe sê Paulus later, vroeër in die hoofstuk, hy sê, as 'n verskeidenheid van genadegawes, dit is dieselfde Gees. Daar's 'n verskeidenheid van dienste, dit is dieselfde Here. Daar's 'n verskeidenheid van aktiwiteite, maar dit is dieselfde God, wat al hierdie dinge in almal bewerk. Die God wat ons in Jesus leer ken, die genade van die Here Jesus Christus, is 'n God wat mense wil dien en opbou. En gawes word nou kanale van daai genade.
hier's iemand wat wysheid nodig het en miskien is hier iemand anderste wat al deur 'n soortgelyke situasie is en hulle kan dit deel en word 'n kanaal van genade waardeur daai persoon bemoedig word. Hier's iemand wat kennis het, insig het in wat ook al, sê maar in 'n skrifgedeelte en hy of sy deel dit en dit word 'n genade sodat iemand anderste iets kan besef oor hulle self of oor hulle omstandighede. Daar's iemand wat siek is en daar's genesing nodig en daar's iemand wat deur die Here gebruik word om vir siekes te bid. En so kan ons aangaan, gaan lees maar 1 Korintiërs 12, was 'n paar lysies en dis interessant die tipe goed wat Paulus ook saamsit, né? Hy sal in die een sinnetjie sê daar's genadegawes van genesing en leierskap en hulp en praat in tale. In die konteks is, almal het jy alles hier, want dan het ons nie mekaar nodig nie. Maar hoor die goed wat hy saamsit. Hier is iemand wat nou net hulp en ondersteuning nodig het. Sy kar is stikkend, hy weet nie nou wat om te doen nie, of wat ook al. En ek, my gawes, word kanale van God se genade, want dis die tipe koning wat nou koning van alles is. Jesus, die genade van die Here Jesus Christus. Jesus, die bedieninge van die Here, verskeidenheid bedieninge, een Here, God wat werk. Hoe werk hierdie God? Gawes, waardeur sy genade kan vloei. My gawes, jou gawes, ons gawes is kanale vir God se genade om mense op te bou. En wanneer ons daai ingesteldheid het, die fokus is Christus, sy koningskap, die fokus is sy liggaam en diensbaarheid. Is dit nie hoe Jesus ons geleer het nie? In sy koninkryk, in die beweging wat hy begin, is dit presies andersom as in die wêreld. In die wêreld wil leiers gedien word. Jesus sê, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien, en my lewe te gee. Nou is daai kultuur, die kultuur binne 'n gemeente. Ons dien mekaar. Verskeidenheid van bedieninge. Een Here. En dit is hoe God werk deur die Heilige Gees om mense op te bou. En vriende, in so 'n omgewing, dis waar transformasie gebeur. Dis waar mense al hoe meer insig kry in hoe God is, die tipe koning is, die tipe koning wat hy is, wie hulle is. Dis in so 'n omgewing waar die kanale van genade oop is, sodat die genade mense kan connect in hulle behoeftes, in hulle nood, in hulle vrae, en saam word ons opgebou en getransformeer. En nou besef ons, maar dit is hoe Jesus die wêreld oorwin het. Kyk hier, wanneer liefde werk, dis die liefde wat ook werk in die wêreld. Dis die opbou van die liggaam ter wille van die koninkryk. En dit is in daai konteks waar genadegawes baie kosbaar is. Dis genadegawes. Natuurlik jy en ek, dis net genade dat ons deel kan wees, maar dis ook deur ons wat God se genade nou na ander toe vloei. Hoe kan ek jou dien, sodat ons saam opgebou word? En dan die ander woordjie wat Paulus en die ander skrywers elke keer gebruik, genadegawes, elkeen. God het hierdie liggaam so saamgestel, so saamgevoeg, sê Paulus in Efesiërs 4, dat elke gelowige 'n belangrike funksie het. Elkeen. Hoe leef ons dit uit? Natuurlik in ons verbintenisse met ander gelowiges, in groepe, in feesdienste, oral waar 2 of 3 saam is daar geleentheid vir my om diensbaar te wees. Diensbaar, sodat die liggaam van Christus opgebou word. En my vriend, ek wil nou vir jou 'n brief gee. As dit jou vertrekpunt is, as jy, ons praat baie van time, treasure, talents, as jy jou tyd, jou talente,
jou vermoëns tot die Here se beskikking stel. Here, hierso is my lewe sodat ek kan deelneem aan die werk van die Heilige Gees om u liggaam op te bou. Ek kan jou 'n brief gee as jou fokus Christus is. En in geloof stel jy jouself beskikbaar, gaan die Heilige Gees jou gebruik. En jy sal al hoe meer duidelikheid kry, ook oor hoe die Heilige Gees jou gebruik in die opbou van die liggaam. Maar net soos ons in 2 Korintiërs 3 gehoor het, vrymoedigheid moet hê, sluier af. Ek openhartig in verhoudinge met ander gelowiges en ek groei in dit. Net so moet ek vrymoedigheid hê. Ek glo in Jesus, ek glo in die Heilige Gees, ek glo in God se plan om hierdie liggaam saam te sit. Ek glo hy het my deel gemaak. Is nie ek wat myself gekies het nie, is hy wat my gekies het. Net so in geloof moet ek myself kan beskikbaar stel. Glo. Dis hoe ons saam met die Heilige Gees werk. Glo, hy wil jou gebruik. En begin dan ondersoek en eksperimenteer. En soos ek gesê het, ons gaan later in die jaar meer fokus op detail van dit. Maar dis in geloof. Dis in geloof wat jy die Gees vertrou, God se plan vertrou, Jesus vertrou en sê, Here, hier is ek. Gebruik my om u liggaam op te bou. Ek is nou terug by die huis. Het jy al gesien hoe rig mense hulle huise in? En as jy instap, dan kan jy iets optel van dit wat vir mense kosbaar is, belangrik is. Jy tel iets op van mense as jy in hulle huise instap. Hoe is dit as ons in God se huis instap? Ons verbintenisse met mekaar is God se huis, sy liggaam. Wat is die karakter wat jy hier optel? Wat is die atmosfeer? Wat is die kultuur? Ek dink as ons dink aan vandag se skrifgedeeltes, is die kultuur. Hier's genade. Hier's ons liefde. Hier's ons waarheid. Hier's ons tell it like it is, vrymoedigheid. Maar alles is opbouend. Dit bou mense, sodat ons saam die beeld, die uitbeelding van Christus in hierdie wêreld kan wees. En dan wil ek jou aanmoedig om hierdie week 'n bietjie hiermee te journey, hieroor te bid, om eers jouself tot beskikking van die koning te gee. Here, hier is my tyd, my energie, my talente, my vermoëns. Gebruik my dan nou vir die opbou van u liggaam. Beskikbaar vir die Heilige Gees. Gebruik my en vertrou hom. Ek wil vir jou vra om nie weer een keer na 'n byeenkoms toe te gaan van gelowiges sonder om die gebed te bid. Here, hier is ek. Dankie dat ek deel kan wees van die opbou van u liggaam. En jy het nie 'n stage nodig, hoor. Die Here het vir jou die stage gegee. Die liggaam is die stage. Dit kan op verskillende maniere wees. En daarom wil ek jou uit my gaan lees deur daai lysies. Hier aan die een kant is daar tale praat en daar's iemand wat help en daar's iemand wat leiding gee. Dit gaan oor wat nodig is. Almal het nie alles nie, maar saam het ons alles. Hoe die een nou gesê, we don't have it together, but together we have it. Saam. Gee jouself dat die Gees jou kan gebruik om die liggaam van Christus op te bou, sodat die wêreld kan weet dat Jesus koning is, maar ook die manier van sy koningskap. Opbouend, genade, waarheid. Dit is waarvan ek en jy deel is. En kan ons vir mekaar bid en kan ons ook vir ons as 'n gemeente bid, dat die Here hierdie geloof in ons vennote sal groei.
Niks meer minderwaardigheid nie. Daar's die plek vir dit nie, ook nie puffed up nie. Want dit gaan nie oor ons nie. Dit gaan nie oor ons gawes nie. Dit gaan oor Christus en sy liggaam. En ons gee onsself met vrymoedigheid en met dankbaarheid. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U, net soos wat U ons liggame saamgestel het, soveel detail, soveel sorg, soveel beplanning, en niks per ongeluk of per geluk nie. Net so en miskien selfs meer, het U die liggaam van Christus saamgestel. Dankie dat U deur U Gees elkeen van ons deel gemaak het. En dat U elkeen van ons genadegawes gegee het, sodat U genade deur ons kan vloei, om ander mense op te bou. Here, help ons om anders te begin dink, oor onsself en oor ander gelowiges. Help ons om genade te gee en te ontvang, deur U Gees, wat in mekaar en deur mekaar werk. En Here, dit alles bid ons, sodat die plan, die droom wat U het, kan werk. Van die liefde werk, die liggaam van Christus, wat Christus uitbeeld, sodat die wêreld kan weet, Jesus is koning. Seën ons, Here. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en die vennootskap, die samewerking, die gemeenskap van die Heilige Gees, by elkeen van julle bly. So seën U ons, en ons sê vir U dankie. Amen. Dankie vriende, dit was so lekker om saam met jou te kuier, en die Here seën vir jou samewerking, wanneer liefde werk.